Goeiedag en baie welkom weer vandag by jou dagstukkie van Lewe Lig. Dag 251. 2 Korintiërs 5 vers 19. Deur Christus se sterwe het God vrede tussen hom en die wêreld kom maak, omdat hy nie langer mense se sondes teen hulle hou nie. Dit is die goeie nuus wat ek nou oral bekend maak, die boodskap. Die swaarste moegmakers is die onuitgesorteerde seer wat ons in ons koppekas saamdra. Laai af en leef lig. Kom ons begin vandag op 'n ander noot. Dink gou aan 'n paartjie soos die op die begin video wat met mekaar dans. Wat sien jy? Hulle glimlag, hulle geniet dit, hulle voet dit vlerke want hulle is in die oomblik saam en by mekaar. Die vreugde in die hart wys op hulle gesigte. Dink nou, hoe lyk mense wat elke oggend in die verkeer sit? Hoe lyk hulle gesigte? Nie baie vriendelik nie, nê? Hulle is nog in die motor, maar in die kop is hulle alreeds op kantoor. Ander is in die kop nog steeds by die huis, waar hulle dalk al nie meer verloor het. Die onstuimigheid in die kop wys baie duidelik op ons gesigte en bepaal tot 'n baie groot mate wat in ons harte aangaan en gebeur. Hoe meer ons ontslaa raak van die klippe in die kopkaste, hoe ligter kan ons begin lewe. Maar dit gebeur nie sommer van self nie. Dit vra dat ons 'n tree in geloof moet gee. Dit is waarvan Paulus praat as hy praat van die boodskap van versoening wat aan ons toevertrou is. Hy gebruik dan die voorbeeld van hoe God in Christus die wêreld met homself versoen het. Soos die ou gesang sê, voordat ek kon kies, kon vra, het u seun my vloek gedra. Ons het nie daarvoor gevra nie. Ons het dit nie verdien nie. En baie dank vandag nog, ons het dit nie nodig nie. In sy groot barmhartigheid en liefde het God iets geweet wat ons nie weet nie. Hy het geweet wat die skrikwekkende uiteinde van die mensdom sal wees as hy nie sou ingryp nie. Gedring deur sy liefde vir sy handewerk, het hy toe sy seun as soenoffer gestuur. Jesus het al ons sondebagasie op hom kom neem. Al ons foute, al ons sonde, al ons skuldgevoelens, al ons kwaad, al ons hartseer en ook al daardie moegmakers van elke dag. Sy aanbod is om sy juk, sy rugsak op te neem met al die padkos, die vrug van die Gees wat hy vir ons voorberei het. Die gelol is dat ons so gewoond geraak het aan die klippe in die kop dat ons dit nou nie by God wil los nie. Ons kan net vry word van die klippe moegmakers aan die kop as ons bereid is om daardie eerste tree in geloof te gee en dan die mense uit te reik met wie ons nog moet regmaak. Daardie tree om die seer te hanteer wat ons vreugde steel en ons verinneweer. Hoe meer ons begin om God met ons moegmakers te vertrou, hoe meer begin ons om lig en vanuit die hart te lewe met 'n oorloop vreugde glimlag op die gesig. Guidance bestaan uit 2 woorde, guide en dance. So hoe meer ons God toelaat om ons te lei in sy dans, hoe meer beleef ons sy liefde, vreugde, vrede en alles wat ons deel is in Christus. In die oorgee van my moegmakers aan God en die eerste tree gee op die pad van versoening, ontdek ek wat vryheid beteken. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons so om ontslae te raak van ons moegmakers? Wat kan ons begin doen om die eerste tree na vryheid te gee? Hoe gaan jy vandag begin om jou moegmakers te identifiseer? Here, dankie dat u die eerste tree geneem het om my met u te versoen. Help my om dieselfde vir ander te doen. Maak my hart sag en my gees gewillig om te vergewe en uit te reik.
Lei my op die pad van versoening, sodat ek ligter en vryer kan leef. Amen. Gaan dans hierdie week saam met God en ontdek dan wanneer jy hom toelaat om jou te lei, hoe hy jou bewus maak van die moegmakers en jou vry maak om binne sy liefde voluit te lewe. Jy kan dit doen, want jy is 'n wenner. Liefde groete, Shaal. Om elke dag 'n dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer na die nommer wat hier aangedui is vir jou te stuur. Jy is ook welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad te besoek of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal. Shalom.